O Here, ons oë is op U gerig. Dis van U waar al ons hulp vandaan kom. U is die bron van ons lewens. Uit U en deur een tot U is alle dinge, want aan U behoort die krag en die koninkryk, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here. Kom ons bid en vra vir hom, Here, praat asseblief met ons, dat U vir ons die lig in die duisternis. Een versie uit Lukas, dan 'n paar uit Johannes. Lukas 23 vers 44 sê vir ons hierdie ding. Hy sê, dit was omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. En dan lees ons in Johannes 19. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kon word gesê, ek is dors. Dat 'n kam vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. En nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Nou die woordjie vir dit is volbring is tetelestai. En hierdie woorde is die belangrike. Dit is volbring. Alles wat nodig is gedoen en dit het gebeur. Nou, as ons nou na hierdie eerste versie, hierdie opmerking wat Lukas lees, dan sê hy, dit was 12 uur die dag, so in die middel van die dag, 12 uur tot 3 uur, het daar 'n duisternis gekom. Sê dit was soos nag. 12 uur het dit donker geword. En die krag en die simboliek en die grootsheid van hierdie woorde vertel vir ons iets van wat gebeur het toe God sy hand teruggetrek het. Dis dieselfde tyd in hierdie 3 uur wat die ander evangelies vir ons vertel het dat Jesus op 'n stadium gesê het, gevra, my God, waarom het U my verlaat? Hierdie woorde is belangrik om vir ons te sê, toe God sy hand terugtrek, was dit die daad waarin God onttrek het sodat die leegheid waar hy nie is nie, sy woede uitdruk, dat dit donker geword het, en dat die Here Jesus in daardie oomblik
die ongelooflike van hierdie Godverlatenheid ervaar het, wat die straf was wat God op sonde aangekondig het. Een kant gestoot, onttrek, sonder God. Wanneer God se woede en God se toorn op sonde is, dan was dit erg. Ons kan maar lees dwars deur die Bybel. Toe God besluit het om mense wat sondaars was uit te wis, het hy dit vir 40 dae lank laat reën, sodat almal daar buitekant gesterf het, en hulle letterlik laat verdrink. Toe God op 'n stadium woedend geraak het vir mense wat sonde gedoen het, het hy Sodom en Gomorra met vuur en swaal laat verbrand, dat daar niks oorgebly het nie. As God onttrek, is dit iets verskrikliks. En dit was al wat God se geregtigheid sou laat geskied, die regverdige God wat oordeel oor sonde aangekondig het. En hier ervaar die Here Jesus hierdie verskriklike Godverlatenheid, en staan hierdie klomp mense verstom in duisternis in die middel van die dag, en hulle weet nie wat hier rondom hulle aangaan nie. Dit moes 'n geweldige ervaring gewees het. En nou is dit interessant om te sien, die koms van die Here Jesus, en as ware die begin en die einde, wat sulke groot goed wat gebeur het, dat ons sien dat in die skepping die hemelliggame daardeur geraak word. Toe die Here Jesus gebore is, het daar 'n vreemde lig, wat onverklaarbaar, raai mense nog oor hierdie lig, wat God gegee het, wat helder geskyn het, en wat mense gelei het tot waar die Here Jesus was. Hy het gekom, die lig. En wanneer hy sterf, dan het die lig verdof. Die skepping reageer op die groot momente wanneer God betrokke raak. Sien ons die magtige as God wat gebeur. En dit alles, is dit so belangrik om te sien, God gee lig as hy sy hand uitsteek om te seën. En God verdof dit wanneer sy hand onttrek. En so met hierdie duisternis en hierdie ervaring van hierdie verskrikking wat hier is, kom daar 'n einde aan hierdie wonderlike verhaal, die Kersverhaal, dit wat 33 jaar gelede gebeur het. Toe die engele gesing het, lofsange oor hierdie een wat sou kom, wat vir die volk blydskap en goeie nuus sou bring. Al hierdie mooi dinge, sterre, en die vreugdes, en die opgewondenheid, en almal wat hom wou sien. En die wonder van dit wat gebeur het, as hy in die wêreld ingaan, en hy raak aan mense, en hy maak hulle gesond, en hulle kan sien, hulle kan loop, hulle kan iets niets belewe. Hierdie verhaal kom tot 'n donker, skrikwekkende einde. As dit donker word, en die einde van hierdie donker, as die Here Jesus sy kop laat sak, en hy sê, dit is volbring. Dit is afgehandel. My taak hier is klaar. Is klaar. Dit het donker geword, buitekant, en dit het donker geword in die harte van hierdie klomp mense wat rondom hom gestaan het. Ek dink selfs hulle wat geskreeu en geraas het, moes verskrik gewees het, as hierdie momente aanbreek. Hulle het gedink hulle is in beheer en maak hom stil, en hulle ervaar hierdie vreemde ding. Alles donker. En ek glo hierdie klomp mense wat daar gestaan het,
die disippels, volgelinge, sy moeders, sy broers, al wat hulle gesien het is die einde. Niks sal ooit weer dieselfde wees nie. Ons leermeester is weg. Hulle het so verwag en gebid en gehoop, Paul, Petrus en 'n klomp van hulle, dat hy lank hier sal wees en dat hulle 'n koning kon maak en dat hy die magtige sal wees wat hulle sal verlos van al hierdie smaakry. Tot op die laaste dag gehoop dinge gebeur. Hulle sien hoe hy gevange geneem word, sien hoe hy veroordeel word, sien hoe hy strompel, sien hoe hy daar hang. Miskien het hulle nog tot aan die einde gehoop vir 'n wonderwerk, hy is mos nie magtig. En dan sien hulle hom sterf. En ek dink die enige een van hulle wat daar was, in hierdie oomblikke van verwarring, toe hulle sien wat voor hulle oë gebeur het besef, dat dit deel was van God se plan van redding, van sy skepping, en vir hulle wat daar staan nie. Nooit kon verwag dat dit wat hier soos die einde gelyk het, die verskriklike einde, eintlik ook 'n nuwe begin was. 'n einde van 'n era, maar 'n begin van iets baie groters. Ek en jy is bevoorreg dat ons in die woord van die Here, ons lees al vir jare die Bybel, ons ken hierdie verhale, ons weet wat daarop gevolg het. En inderdaad is dit so, niks sou ooit weer dieselfde wees nie. Vir niemand nie. Ook nie vir my en vir jou nie. Want daar op Golgotha eindig die ouwe, waarvan Paulus so graag geskryf het. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Daar saam met die Here Jesus sterf die ou mens, die verlore mens, die hulpelose mens, en ek en jy. Ons iets van verstaan. Dit is wat die nagmaal, hierdie nagmaal, so betekenisvol maak, dat ons sal verstaan, dit wat daar gebeur het, is nie ver van ons, en ons kan nooit daarvan losgemaak word. Die nagmaal is nie 'n doodsfees nie. Die nagmaal is net die fees om ons te herinner aan wat op daardie verskriklike nag op Golgotha geëindig het. Dit herinner ons wat het daar geëindig, maar veral ook wat het daar begin. Die ouwe moes oorwin word, sodat die nuwe kon begin. En die ouwe is beëindig, die oomblik toe deur Jesus gesê het, dis volbring. Daardie moment het die draaipunt gekom. Toe het alles verander. Ek sê, die nagmaalsfees is 'n fees wat vir ons kom herinner daaraan dat dit wat daar gebeur het 2000 jaar terug, wat alles met my en jou te maak het. Alles met ons te maak. Dit herinner ons dat ons nie losstaan, dat daar gebeur en ons nie losstaan van mekaar af nie. Maar dat ek en jy, wanneer ons vanaand by hierdie teken staan, en wanneer ons dit sien, wanneer ons as ware na die nagmaalstafels kyk en daar gaan, en in die gees aansit, dan staan ons by die nagmaalstafel as het ware by die kruis. Want dit wat hier is, verteenwoordig die kruis en wat daar gebeur het. En wanneer ons na hierdie tekens kyk, dan hoor ons dat die Here Jesus vir my en vir jou kom sê. Vir my en vir jou. Die verhaal van redding en vernuitheid vir jou is volbring. Hy sê vir ons,
Wanneer jy hierdie dinge sien, wanneer jy dit in jou hand neem en beleef, dan sê hy, dit is volbring. Die ouwe eindig hier. En ek wil nou graag hê dat ons op hierdie stadium nou die tekens uitdeel. Ek wil vra dat die mense wat by die tafel sit, hier kom sit. En dan as ons die tekens ontvang, en elkeen van ons, as ons daai tekens in ons hand het, dan hou jy hom daar by jou, sodat ons saam gaan dink oor dit wat ons het, as ons dit saam gaan eet. So hou die brood en die wyn wanneer dit by jou is. En dan gaan ons saam verder daaroor gesels. Die donker is God wat sy hand weggeneem het. Maar wanneer ons by die nagmaalstafel sit, dan sit ons soos daardie ouens wat voor die kruis gesit het. En dan sit ons daar en ons word herinner aan dit wat die Here Jesus gesê het. Hy sê hiermee, die ouwe is verby, maar hy sê iets meer, en dit gaan ons met mekaar gesels, oor die dinge wat nou hier vandaan moet gebeur. Ons hoor so dikwels dat veral in die Pinksterkerke die ons vir kom sê die verbond is verby. Christus het gekom om al die oues te kom toemaak. Ek en jy weet as ons deur die Bybel lees dan besef ons God, miskien klink dit soos 'n refrein oor en oor, maar dit is so belangrik dat ons dit anders sien. Ons hoor dit gedurig sê mekaar, gedurig herinner mekaar. God wil die verhouding. En hy sou deur niks laat stop nie. En hierdie oue hulpeloosheid van mense om in hierdie kontrak, hierdie ooreenkoms trou te bly. Die Here Jesus wil vir ons kom sê, die kruis, daardie moment was God se meeste plan om hierdie verhouding te red, om die verbintenis met mense te red, om dit te kon waarborg. En daarom kom hy daar by daardie moment, en as hy sê, dit is volbring,
dan sê hy, dis die einde van die hulpeloosheid en die verlorenheid van sê, ons maak dit nie. Ons sal nooit by die seun van God uitkom. Want daar kom draai in ons plek, ons die straf vir ons sonde. Daar kom, maak hy die pad oop vir ons, kom sê hy, die ouwe en die hulpelose eindig hier. En hy wil vir my en vir jou sê, ook vir ons, vir elkeen van ons, wil dit vanaand gebeur. Maar die verbondsooreenkoms was, ek sal julle God wees, julle moet my volk wees, en dit was juist daar waar die probleem lê, om te sukkel om sy volk te wees. En as God dan van sy kant af kom om te sê dat hy weer eens intree, en dat hy sê, nou kom maak ek dit moontlik, ek vat alles wat ooit in die pad gestaan het weg, dan beteken dit dat hy met hierdie brood en wyn en deur die bloed van sy seun vir ons weer kom sê, ek wil, en vir my en vir jou vra, waar staan ek en jy? Hoe voel ek en jy oor hierdie aanbod? Maar dat ons duidelik sal weet, dis nie maar net vir kom en kom vat en nog 'n keer uitstap nie. Maar as ons met hierdie tekens gekonfronteer word, dan wil hy vir ons sê, 'n nuwe begin. Dis waaroor dit gaan. 'n Nuwe begin. Die ouwe moet sterf. Dit moet hier stop. Vanaand hier stop. Want hy sê vir ons, hierdie is die geleentheid vir 'n nuwe begin. En 'n nuwe begin kan net wees wanneer ek en jy ons losmaak van die ouwe. Wat beteken dat ek en jy nou moet besluit of ons in hierdie verbintenis met God belewe of nie. En dat hy vir ons sê, hierdie verbintenis is 'n verbintenis wat tussen hom, die heilige is, en mense wat wil heilig leef. Sê ek was julle skoon, en dat ons die ou mens vanaand hier in hierdie gebou moet los. Dit beteken dat ek en jy vanaand onsself moet ondersoek en vir onsself sê, waar staan ek? Begeer ek hierdie verhouding? Is dit dankbaar en erkentlik? Besef ek dat die stikkendpunt van hierdie verhouding en die verlorene lê by my. En die risiko as ek nie hierdie aanbod aanvaar nie. Daarom roep die Here ons en hy sê, julle staan as ware hier voor daardie kruis, wat vir jou sê, dit is die einde vir hulle wat in die geloof aanvaar. Ons kan nie hier uitstap. Nie. Dat beteken, ons moet die verlede hier los. Beteken dat ons met hierdie tekens gekonfronteer word, waarmee hy vanaand vir ons sê, laat los, bely en erken. Here, ek neem verantwoordelikheid vir my deel van die kruis. Ek, die res van die mensdom, ons ongehoorsaamheid, ons hardkoppigheid, ons liefdeloosheid, my weiering om te vergewe, my weiering om barmhartig te wees, my weiering om totaal aan die oor te gee. En vanaand bely ek dit. Vanaand wil ek van hierdie las ontslae raak, dat elkeen van ons weet, die nuwe begin is net as ek dit vanaand hier kom los. As ek hierdie ooreenkoms bereid is om te maak. En as ek bereid is om te maak, dan het ek weer reg om hierdie brood en wyn te vat en daarmee vir hom te sê, ek aanvaar. Ek aanvaar. Van my kant af aanvaar ek hierdie voorwaarde.
aanvaar die verlossing. Ek aanvaar die kruis vir my. Ek aanvaar hierdie offer. En Here, met my hele hart kom verbind ek my vanaand aan 'n nuwe begin. Dit is 'n uitnodiging. Hierdie brood en wyn, die aanvaarding daarvan, is om te sê, ek los vanaand die goeie nuwe. Die kruis was die einde, maar die heerlikste daarvan is, vir hulle wat hoor in hierdie offer aanvaar, is dit 'n nuwe begin, 'n nuwe era. Dis tog waaroor die Here Jesus gekom het, om die verhouding tussen ons en ons Vader oop te maak, sodat ons 'n lewe met oorgawe kan leef as kinders van die Here. Nou wil ek vir jou vra, wil jy nie 'n paar oomblikke sit en met die Here hierdie saak uitmaak? Ek sê, Here, ek wil vanaand dankie sê vir die nuwe kans. Ek wil vanaand hierdie goed wat tussen my en U kom staan, wil ek kom bely. En ek wil vir U vra om my te help, van Here, ek begeer dit, ek maak dit nie met U. Kom ons laat staan voor die Here. Here, as ons vir mekaar vra hoe dit gaan, dan vertel ons hier en daar van 'n pynkie en 'n ding, en as ons nou regtig eerlik en opreg is, dan bely ons in mekaar, en ek kry swaar, want ek is alleen, ek kry swaar want die finansies is nie wat ek moet wees nie, en ek kry swaar oor 'n geliefde waarsonder ek moet leef, wat 'n beperking daar ook al op ons lewens is, en ons besef nie. Dit is maar die klein oppervlakkige goedjies. En die goed waaroor ons moet stikkend wees die binnekant, en waar ons moet bekommer, en waaroor ons regtig ons tyd moet spandeer, en mekaar in die oë moet kyk, en mekaar se hande moet vat, om te droom oor, is nie om te droom oor die vrede tussen my en die buren, of die vrede in die wêreldse oorlog daar buite nie, maar die belangrike ding, dat ek my moet bekommer oor die vrede tussen my en U. Dat ek moet besef, dit is die grootste en die eerste. En nou wil ek julle saam met my broers en susters hier vanaand voor U kom vra. Wees ons asseblief genadig. Buig asseblief ons stywe nekke in verootmoediging voor U. In opregte belydenis en opregte begeerte om die ou mens hier te los, met die opregte belydenis, Here, dat ons 'n nuwe lewe wil lewe, en dat ons vir U sê, Here, ek wil U hand vat.
en ek wil voluit die goeie stryd stry. Here, dat ek besef die nuwe wag, maar die heerlike vervulling loop nie saam met die donker stuk wat hier binne in my hart is nie. Help ons, Here, om ons ten volle aan U oor te gee vanaand en met dankbaarheid vanaand na ons skuldbelydenis dan ons hand uit te steek as U nou vanaand hierdie brood en wyn vir ons gee en daarmee vir ons sê die ou is verby, het alles gedoen, ontvang die waarborg, die tekens herinnering aan die nuwe wat ek aan die kruis vir jou verdien het. Here, ons gaan nou ons hande uitsteek. Help ons dat ons dit met eerlikheid en opregtheid en met oorgawe in ons harte sal doen. Dat ons hier met nuwe hoop sal uitstap en die wete dat ons U sin is en dat gister vir altyd verby is. Dankie dat ons op U kan steun, op mekaar kan steun, vir mekaar kan bid en mekaar se hande kan vat. Dankie bo alles vir die Gees wat ons beheer en lei. Maak ons oor dat ons na U sal luister, dat ons U woord sal gebruik en dat ons daardie riglyne vir ons lewens maak, om ons te bewaar en te beskerm en op die geregte pad te lei. En pleit dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang dan nou die tekens in die hande van die Here waarmee hy gesê het, my liggaam is vir julle gebreek en my bloed het vir julle gevloei. Die straf op julle sonde gedra, sodat julle wit gewas kan word. Het gesê, drink almal daaruit. Dit is die Nuwe Testament, die nuwe verbond, wat hiermee begin. Kan ek net vra die van u wat graag die beker wil gebruik, dat u net vir ons hand opsteek asseblief? En vandaan nie vat, is er nog iemand? Kom ons bære hierdie prentjie in ons harte, dat God hiermee vanaand vir my en vir jou wil kom sê, ek steek my hand vir jou uit, ek bied vir jou 'n nuwe lewe en 'n nuwe begin. Kom ons aanvaar dit, en ons wees dankbaar daarvoor. Ons sê my vrou, maak net die oor toe, en sê ons vir hom, dankie Here, dat u vir my so goed is, maak my opreg dankbaar en erkenlik met my hele lewe.
aansluit met hierdie lied en dan is daar net een afkondiging voordat ons afsluit. Sondag, die paasdiens 9 uur. Ons sien uit daarna om die naweek daar te sluit. Kom ons ontvang nou die Here se seën en dan gaan ons in vrede en in vertroue op hierdie nuwe pad. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die geliefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van sy Gees met ons almal wees en bly vandag tot in ewigheid.